Welkom. Vandag neem ons jou saam na Sugamo. Dis 'n distrik in Tokio wat baie mense dalk net ken as, wel, as een ding. Ja, daai bekende bynaam. Presies. Maar ons het 'n klomp bronne hier. Gidse, geskiedenisstukke, selfs 'n paar stories wat jy nie sommer oral hoor nie. Jou missie, as jy dit wil aanvaar, vind die regte Sugamo. Wat lê agter daai etiket? Wel gesê, want die bronne wys duidelik dis soveel meer as net die Oma se Harajuku. Daar's laai en laag van geskiedenis hier. En daar's nogal 'n paar versteekte plekkies wat wag om ontdek te word. Ek hou daarvan. So, kom ons begin sommer met 'n vinnige oorsig. Wat maak Sugamo Sugamo? Die bronne praat van sy dae as 'n belangrike posdorp, die Nakasendo-roete, sy rol as 'n plek van geloof en dan samurai-tuine, kersiebliesems en tronke. Goed, hier's definitief baie om uit te pak. Kom ons spring in. Absoluut. As ons nou teruggaan, Edo-tydperk. Sugamo was die eerste amptelike rusplek, 'n tateba, as jy van Nihonbashi af op die Nakasendo-pad vertrek het. Die heel eerste een. Sjoe, Ja. Stel jou voor jy het pas uit die groot stad vertrek. Hier is waar jy asem skep, of miskien finale totsiens sê. ja, ek probeer my dit indink. Daai gevoel van die pad wat voor lê, of die opwinding van aankoms in Edo, vir die wat van die ander kant kom. Presies. En dit was toe al 'n plek van geloof. Lank voor die tempel wat almal vandag ken. Die bronne noem twee belangrike Jizo-beelde uit daai tyd. Die Edo Roku Jizo by Shinchoji Tempel. Is dit die een reg aan die begin van die winkelstraat? Daai is hy. Een van net 6 massiewe Jizos wat die hoofingange na Edo gemerk het. Vir beskerming, jy weet. 6. Indrukwekkend. En die ander een? Dis die Sugamo Koshinzuka. Bietjie verder af. Dit hou verband met 'n ouer volksgeloof, Koshin, en die god Sarutahuko. Hy was die beskermer van reisigers, veral op moeilike paaie. So jy sien, van meet af aan was dit 'n plek van baie fisiese rus en geestelike bystand. En die bronne het ook sulke persoonlike stories, né? Ek dink aan daai legende van Zoro Kujizo. O ja, dis 'n mooi storie. 'n Seun wie se ma blind geword het. Hy kerf toe self 'n Jizo-beeldjie. Uit desperaatheid seker? Ja, en hy bid toe vurig en sy ma kry haar sig terug. Wonderbaarlik. So daai Jizo het toe bekend geword as 'n beskermer teen oogkwale, maar ook sommer vir veilige reise oor die algemeen, wat nogal belangrik was op daai roete. En hier's nou 'n ding vir jou wat luister, 'n regte versteekte juweel. Daai Zoro Kujizo altaar bestaan nog, maar een bron sê dis weggesteek in 'n stil steegie naby die stasie, nie op die hoofpad nie. Ja, dis blykbaar baie meer intiem, plaaslik. 'n Plek vir stil gebed, weg van die skares, amper soos dit eeue gelede moes gewees het. Dis wonderlik, maar die Edo-tydperk was nie net mooi stories nie, né? Daar was 'n donkerder kant. Nee, beslis nie. Die bronne is eerlik daaroor. Dele van Sugamon is ook as regstellingsgronde gebruik. Regtig. Sjoe. Ja, dis 'n somber gedagte. En Kogenji, die tempel wat later die beroemde Tonganoki Jizo sou huisves, is oorspronklik en eeue gestig. Een rede, sê die bronne, was juis om die siele van oorledenes te paai, moontlik ook die wat reggestel is. So daai verbintenis met lyding en verlossing loop diep. Baie diep. En dit bring ons by Kogenji en die Tonganuki Jizo, die doringtrekker. Wat 'n naam. Dis 'n storie op sy eie, né? Die legende vertel van 'n bediende wat per ongeluk 'n naald ingesluk het. Oeps, dit klink pynlik en gevaarlik. Ja, veral daai tyd sy drink toe in desperaatheid omikage. Dis 'n papieramulet met die Jizo se beeld opgelos in water. En die storie gaan dat sy die Jizo opgegooi het en die naald het deur die papier gesteek. So dit uitgekom. Ongelooflik. Dis seker hoe dit die naam gekry het om dorings uit te trek. Presies. Nie net fisiese dorings soos die naald nie, maar ook geestelike pyn, siekte, swaar kry, 'n kragtige simbool van genesing. En met Kogenji is daar nog iets uniek wat jy kan doen, hè? Daai wasritueel. Die Arakanon, ja. Dis 'n standbeeld van Kanon, die godin van deernis. Jy koop 'n klein handdoekie, Goed. gooi water oor die beeld en dan vryf jy die deel van die beeld wat ooreenstem met jou eie pynlike plek, knie, rug, skouer, wat ook al, terwyl jy bid. Dis baie direk, baie tasbaar
En ek lees, die oorspronklike beeld is letterlik glad gevryf. Ja, kan jy dit glo? Deur jare se geskrob. Blykbaar het mense eers tawashi, daai growe borsels gebruik. Nee, Ja, die detail het heeltemal weggesluit. En hulle moes dit vervang. Nou gebruik almal darm handdoeke. seker maar beter so. Maar dit is steeds ongelooflik gewild. Veral op die tempel se markdae, die 4de, 14de, 24ste van die maand, dan staan die mense touer. Hulle soek daai koneksie. Fascinant. So daai tradisies leef voort. Maar toe kom die Meiji-era en groot veranderinge. Kolganji het eers in 1891 hierheen geskuif, het jy gesê. Korrek, van Ueno af, wat die area se spirituele aard natuurlik versterk het. Maar die Meiji-era het ook iets heel anders gebring. Die Sugamo-tronk. O ja, nie jy's 'n plek van lig nie. Nee, glad nie. Dit het 'n reputasie gehad. Een bron noem dit die Bastille van die Ooste. Streng, belangrike gevangenisse soms. En na die Tweede Wêreldoorlog het dit nog erger geword. Ja, toe word dit die Sugamo aanhoudingssentrum onder die geallieerdes. Hier is die klas A Japaanse oorlogsmisdadigers aangehou vir die Tokyo-verhore. Soos Tojo Hideki. Ja, hy en ander groot name. Hulle is hier aangehou, verhoor en sommiges is ook hier tereggestel. Dis 'n baie swaar stuk geskiedenis vir hierdie plek. Dis moeilik om jou voor te stel, maar die transformasie sedertdien, dis amper ondenkbaar. Dis verstommend. Kyk, daai selfde grond. Vandag is dit Sunshine City Die reuse kompleks. met die akwarium en winkels. Presies. Wolkekrabbers, winkels, restaurante, die akwarium bo op die dak. Dis een van Tokio se ikoniese moderne landmerke. En die kontras tussen daai geskiedenis van aanhouding en dood en hierdie helder besige plek van vermaak vandag, dis amper oorweldigend. Is daar enigiets oor? Enige teken van die tronk? Amper niks fisies op die hoofterrein nie, maar dis nie heeltemal vergeet nie. Een bron beskryf 'n klein gedenkteken, bietjie weggesteek in die Higashi Ikebukuro sentrale park, langsaan. Die ewige vrede landmerk gedenkteken. Dis 'n stil herinnering. Jy stap daar verby terwyl jy op pad is winkels toe en jy besef nie die geskiedenis lê letterlik onder jou voete nie. Dis nogal iets. Maar die Meiji-era het darm ook iets mooier gebring, né? Die kersiebloesems. Ag ja, die Sama Yoshino. Dis nog 'n laag van Sugamo wat mense dikwels miskyk. Die area hier rondom en naby Komagomme was eens bekend as Somei Village. En Somei was 'n sentrum vir tuinbou. So die tuiniers hier. Presies. Die vaardige tuiniers van Somei het hierdie spesifieke variëteit, die Sama Yoshino, gekweek, die een wat ons almal ken. Daai ligprinkblomme wat oral in die wêreld is. Hulle kom van hier af. Basies, ja. Die oorsprong van daai bekende sakura-beeld lê hier in hierdie area naby Sugamo. Dis nogal merkwaardig. En die versteekte juweel wat hiermee saamgaan. Dis die Somei begrafplaas. Die Somei rye, dis nie net die rusplek van bekende Japanse figure soos Okakura Tenshin of die Takamura familie nie, Bekende name, ja. maar die begrafplaas self het baie ou, pragtige Soma Yoshino bome. So in die lente moet dit asemrowend wees. Jy kan jou indink. Dis stiller as die groot parke, meer pynsend. Jy stap tussen die grafstene onder daai pink en wit see van blomme. Dis 'n unieke ervaring, veral as jy dink dis waar alles begin het. Dis pragtig. Hier's nog 'n staaltjie uit daai tyd wat wys hoe oud en nuut gebots het. Tokugawa Yoshinobu, die laaste shogun. Ja, die bronne noem hom. Hy het na sy abdikasie vir 'n rukkie hier in Sugamo kom bly. Maar toe trek hy weer. Blykbaar. En die rede, volgens een bron, was die geraas. Hulle was besig om die spoorlyn te bou, die Yamanote-lyn en Sugamo-stasie, en die geraas het hom gepla. Dis ironies, né? Die vooruitgang wat die area sou verander, het die laaste shogun verdryf. Is daar nog iets wat wys waar hy gebly het? Ja, daar's blykbaar 'n klein gedenksteentjie iewers. Nog 'n stille getuie. En daai spoorlyn bring ons natuurlik by die Jizodori winkelsentrum, die ouma se Harajuku. Presies, maar selfs dit het sy wortels in die geskiedenis. Dit het ontwikkel uit hy ou posdorps rusplekke. En toe, veral na die oorlog, het hier swart markte ontstaan. Mense moes oorleef en dit het mettertyd ontwikkel in die winkelstraat van vandag.
So dis nie net oornag geskaap nie, dit het gegroei. Ja, dit het hy gevoel van gemeenskap en handel behou, maar aangepas. Dis 'n lewende straat. En dis waar jy regtig die plaaslike kultuur kan ervaar, veral as jy van die hoofstraat afwyk. Beslis. Die bronne sê almal, gaan in die systeegies in. Dis waar die magie lê. Jy kry dalk ou chocodore, daai familie-eetplekkies wat al jare dieselfde kos maak, of tradisionele hardwarewinkels. En die lekker goedwinkels, die Dakashia. Ja, dis soos 'n tydmasjien, vol oudtydse lekkers en speelgoedjies. Nostalgies. En die kos, jy moet die kos probeer. Die bronne is mal oor Shio Daifuku. Die Shio Daifuku. Dis klassiek Sugamul. Sagte mochi, soet rooi boontjie pasta binne. Maar die geheim is die sout. Presies. Die mochi deeg self is effens sout. Daai kombinasie, dis net perfek. En daar's plekke soos Mizuno en Isaya wat dit al vir geslagte maak. Sugamo Rinatei glo al sedert 1950. Klink heerlik. En daar was nog iets, aanpan. Ja, anipan. Sagte broodjie met rooi boontjie pasta. Kifukuro is 'n bekende winkel daarvoor. Glo al van die Taisho-era af. Dis kos met geskiedenis. Jy proe die tradisie. En dan die olifant in die kamer, of eerder die rooi onderklere in die winkelrakke. Jy kan dit nie miskyk nie. Winkels soos Marucci spesialiseer daarin. Rekke en rekke vol helder rooi onderklere. Hoekom rooi? Die geloof, veral onder ouer mense, is dat rooi energie gee. Goeie gesondheid, geluk. Dit stimuleer glo die tanden, 'n energiepunt onder die naaltjie. Dis nogal spesifiek. Ja, dis amper 'n kultus item hier. Dis 'n unieke gesig. En ja, 'n gewilde, effens vreemde aandenking. Vir geluk of net vir die storie. En die gelukbringer, die eentjie. Sugamon, ja, die oulike eentjie is orals. Op vla, pospisse, koekies. Daar was selfs 'n plek waar jy aan sy stertvere kon raak vir liefdesgeluk. Ek weet nie of dit nog daar is nie, maar dis deel van die eersoortige charme. Goed, so kom ons vat saam vir jou wat luister. Sukamon is nie net een ding nie. Dis la op la. Dit was 'n rusplek op 'n historiese snelweg, 'n sentrum van geloof, van die ou Jizos tot die Tokunuki Jizo. Dis die onverwagse geboorteplek van die wêreld se bekendste kersiebloeisel. Dis die terrein van 'n donker tronkgeskiedenis wat nou onder 'n moderne kompleks lê. En dis 'n mark wat gegroei het uit noodsaaklikheid tot die lewendige, unieke straat wat dit vandag is. En die ware skatte lê in daai versteekte hoekies. Die stil Zoroku Jizo altaar, die Arai Kanon ritueel, die simboliek by Sunshine City, die rustige Soulmate begraafplaas in die lente. Die autentieke eetplekkies en winkeltjies in die systrate. Daai Shio Daifuku. Ja, en selfs die rooi onderklere en Sugamon, dis alles deel van die storie. Dis wat dit meer maak as net ouma se Harajuku. So hier is iets om oor te dink. Anderkant daai etiket is Sugamo amper 'n lewende museum. Dit wys hoe laag van Tokio se geskiedenis, Edo-reisigers, samurai-tuine, oorlogswonde, heropbou reg onder die oppervlak lê. Alles is daar, in wat dalk net 'n gewone buurt lyk, gereed om ontdek te word. En dit laat 'n mens wonder, né? Watter ander Tokio-buurte, name wat jy dalk net op 'n kaart sien, hou soortgelyke dieptes en stories in, wat wag net vir jou om bietjie van nader te kyk. Tot volgende keer.